Lindo Smith in the house. Turn it up. We ready to joust. Jai Louis turn na alma. Feel the beat drop. Waterberg stereo. We climbing to the top. Voices from the valley echoing loud. Community vibes, man. We're feeling proud. Every tale shared, every microphone from the streets to the waves. We in the Jy is ingeskakel op Waterberg Stereo 104.9 FM. Ek is Lindel Smit, jy luister na almal se mikrofoon, waar elke stem 'n storie dra. Vandag draai ons die oorlosie terug na 'n stuk geskiedenis wat diep in die hart van die Waterberg lê. 'n Geskiedenis wat ryk is, maar ook pynlik. 'n Geskiedenis wat ons nie net moet ken nie, maar ook moet verstaan. Vandag plaas ons die kollig op Modimolle se konsentrasiekamp, 'n plek waar die stilte vandag nog stories fluister, waar elke graf 'n naam dra en elke naam 'n lewe verteenwoordig wat deur oorlog geraak is. Op 30 Mei 1901 is die Nelstroom konsentrasiekamp gestig tydens die Anglo-Boereoorlog, 'n tyd van groot onsekerheid, verlies en swaar kry vir duisende vroue en kinders. Meer as 38.000 vroue het uiteindelik in Britse konsentrasiekampe gesterf. En dis belangrik om vandag te onthou, dit is nie net syfers nie, dis name, dis families, dis lewens wat nooit hul volle storie kon klaarmaak nie. Maar hoekom praat ons vandag nog daaroor? Want wanneer ons onthou, eer ons. Wanneer ons eer, leer ons. En wanneer ons leer, help dit ons om met meer begrip vorentoe te stap. Later in die program gesels historikus Rudy Rousseau met ons en werp lig op die ontstaan van die kamp, die swaarkry van die gevangenes en waarom hierdie geskiedenis vandag nog saak maak. Hy deel ook minder bekende feite wat baie mense nog nooit gehoor het nie en hy deel ook 'n besonderse oomblik wat diep aan die hart raak. Moenie dit misloop nie, maar eers kom ons skep die atmosfeer vir vandag se program met 'n treffer van Randy Travis en net hierna is Erik ter Blanche van Shapiro en Haasbroek weer aan die beurt met perspektief op die reg, waar hy vandag fokus op grootouers se regte teenoor hulle kinders. Hier is Forever and Ever, Amen. You may think that I'm talking foolish. You've heard that I'm wild and I'm free. You may wonder how I can promise you now this love that I feel for you always will be. But you're not just time that I'm killing. I'm no longer one of those guys. As sure as I live, this love that I give is gonna be yours until the day that I die. Oh baby, I'm gonna love you forever, forever and ever, amen. As long as old men sit and talk about the weather, as long as old women sit and talk about old men, if you wonder how long I'll be faithful, I'll be happy to tell you again. I'm gonna love you forever and ever, forever and ever, amen. They say time takes its toll on the body, makes the young girl's brown hair turn gray. Well, honey, I don't care, I ain't in love with your hair, and if it all fell out, well, I'd love you anyway. They say time can play tricks on memory, make people forget things they knew. Well, it's easy to see, it's happening to me. I've already forgotten every woman but you. Oh darling, I'm gonna love you forever, forever and ever, amen. As long as old men sit and talk about the weather, as long as old women sit and talk about old men, if you wonder how long I'll be faithful,
this song ends. I'm gonna love you forever and ever, forever and ever, amen. Welkom by Perspektief op die reg. Elke maand bring Erik ter Blanche vir jou duidelikheid oor 'n regsvraag wat jou kan raak. Goeiemôre aan al die luisteraars van Waterberg Stereo. En baie dankie dat julle weer eens vanoggend inskakel vir nog 'n uitsending van Perspektief op die reg. Soos gewoonlik, dit is weer eens Erik ter Blanche van Shapiro Haasbroek om vir julle 'n vraag te antwoord vanoggend. Ons het wel 'n vraag gekry van 'n luisteraar af en vandag se vraag is: het grootouers regte as hulle afgesny word van hulle kleinkinders? Nou, dit is 'n gereelde vraag wat ons hierso antwoord by Shapiro en Haasbroek. Omrede daar is gereeld na egskeidings is dit die intensie van een van die partye om dalk die grootouers van die ander party uit te sny vir een of ander duistere rede. Alhoewel dit is nie heeltemal reg. Nou, oor die algemeen is dit, sê ons in ons praktyk, dat dit is nie noodwendig die ouers se reg tot kontak met die kind nie, maar die kind se reg tot kontak met die ouer. Nou, dit tel ook vir die geval waar grootouers graag wil kontak hê met hulle kinders, met hulle kleinkinders. Nou, as jy gaan kyk na die kinderwet, is daar in artikel 23 is daar die remedie vir hierdie. Dit sê vir ons enige party wat 'n belang het in die kinders se ontwikkeling en so aan, het 'n remedie om deur die hof te gaan versoek vir kontak of vir versorging oor die kind. Nou, in hierdie geval is dit vir kontak. Nou, in terme van artikel 23.1 kan daardie grootouer die kinderhof benader en die kinderhof sal dan 'n bevel gee wat vir die grootouers kontak gee indien hulle kan bewys dat dit in die kind se beste belang is om kontak te hê met die grootouer. Hoe sulke proses kortliks werk is dat binne die jurisdiksie waar die kind woon, so as die grootouers in sê Potgietersrus woon en die kind woon in Pretoria, sal daai grootouer na die Pretoria se kinderhof toe moet kom en 'n aansoek loods. Die aansoek kry jy by die hof of op die internet. Dit is 'n vorm 2 wat mens invul van die kinderhof en dan sit dit basies uiteen al die besonderhede van die partye en die kind en mens sit 'n beëdigde verklaring tesame met daai aansoek en daarin sal jy uitdruklik sê hoe jy verwant is aan die kleinkind en hoekom die kontak tussen die grootouer en die kind afgesny geword het en basies dan 'n versoek aan die hof om spesifieke kontak vir die grootouers te gee. Gewoonlik is hierdie 'n baie informele proses wat gevolg word en dit sal behels dat daar sal subpoenas uitgereik word vir die twee ouers as ook die grootouers om voor die hof te verskyn en dit is gewoonlik in die Landdros se kantoor vir die eerste deel, alternatiefelik in die oop hof en dan sal die Landdros met die partye praat en kyk of hulle die saak effektiewelik kan medieer. Indien dit nie moontlik is nie en as daar enige aantuigings is van die party wat die grootouers afsny, sal hulle die aansoek opponeer en dan sal die hof 'n sosiale werker aanstel om die saak behoorlik te ondersoek. Hulle doen huisbesoeke, hulle praat met die kinders afhangend van hoe oud hulle is en hulle rapporteer terug aan die hof om te sê, is dit of is dit nie in die kleinkind se beste belang om die grootouer te sien nie. Hierdie is 'n proses, soos ek gesê het, wat ons gereeld doen en oor die algemeen sal mens slaag in sulke aansoek, veral as daar nie omstandighede is wat die hof sou ag dat dit nie in die kleinkind se beste belang is om daai grootouer te sien nie. So, indien enige van julle ooit sulke versoek het en sulke aansoek wil bring aan die hof, kontak ons gerus hier by Shapiro en Haasbroek en ons sal met liefde help. Ek hoop julle het hierdie insetsel as behulpsaam bevind en ek hoop ons kan
enige van julle help met hierdie, want dit is uiters belangrik dat kleinkinders met hulle grootouers ook in kontak kom. Baie dankie vir julle. Kontak ons gerus by Shapiro en Haasbroek en ons help julle graag. Baie dankie. Radio, rekenaar, tablet of jou foon. Ons is saam jou. Daar's 'n plek vir elke storie en joune tel. Luister na almal se mikrofoon waar ons die lewe eerlik bespreek, musiek speel wat jou hart raak en mense inspireer. Elke maandag om 9 net op Waterberg Stereo 104.9 FM. Belinda drink 'n stoute brandewyn. Sy sê speel 'n bietjie smoky. Haar man doopie het bygekry. Hy sê die bulle moenie chokie. En die Suzu is op pap gery. 'n klein dwergie in die driveway. Die post steek al by die postbus uit. 'n boks almal in die vooruit. Alice, vier Alice, almal in die kroeg. Maak op vir jou belles. Vanaand gaan die volkies weer koor en sny. Dan meer maar weer die foute op brandewyn. Alice, vier Alice, almal in die kroeg. Maak op vir jou belles. Vanaand gaan die volkies weer koor en sny. Dan meer maar weer jou foute op brandewyn. Jolie is Belinda se toe I see. A chaser told me now. Volgende op almal se mikrofoon. Tydens die Anglo-Boereoorlog het die Nylstroom konsentrasiekamp 'n plek van groot swaar kry geword. 'n Plek waar vroue en kinders onder moeilike omstandighede moes oorleef, waar siekte, verlies en verlange deel van die alledaagse werklikheid was. Vandag staan die kerkhof stil, maar die stories daar fluister steeds. Dalk sit jy vandag met jou eie kerkhof van herinnering in jou hart. Ou seer, familiepyn of geskiedenis wat swaar lê. Die vraag is nie net wat het gebeur nie, die vraag is wat doen ons vandag daarmee? Ons kan onthou sonder om in bitterheid vas te steek. Ons kan eer sonder om in haat te leef. En ons kan leer sonder om hoop te verloor. En miskien is dit presies hoekom sulke plekke en sulke stories steeds 'n stem moet kry, want wanneer ons luister, begin ons verstaan. En wanneer ons verstaan, begin genesing. Net na die breek hoor ons meer oor hierdie stuk Waterberg geskiedenis. Historikus Rudy Rousseau werp lig op die ontstaan van die Nylstroom konsentrasiekamp, die swaar kry van die mense daar en waarom hierdie verhaal vandag nog saak maak. Moenie weggaan nie. Nadat die Britse soldate, wat in 1900 in die Kaap aangekom het met 'n getal van 450.000, het hulle die boere aangedurf. Met ongeveer 60.000 boere op kommando, kon hulle vir 3 jaar nie hierdie gedigte boerevolk wen nie. Daarom het hulle gewend op die meer barbaarse wyse, deur die boer, vroue en kinders op die plase te gaan vang en in 146 konsentrasiekampe reg oor Suid-Afrika gaan sit. Meer as 38.000 vrouens en kinders het gesterf in hierdie Britse konsentrasiekampe. Die Nylstroomkamp in die Transvaal is op 30 Mei 1901 begin, noordwes van die spoorwegstasie, in die vallei van die klein Nylrivier. Dit was omring deur bosse. Van Nylstroom het Dr. Kendall Franks berig dat dit nie korrek is om dit as 'n dorp te beskryf nie. Volgens sy verslag was dit eerder 'n klein klomp gehuggies op 'n bepaalde gebied. Sommige klein gehuggies en ander weinig meer as 'n klein gebouetjie het hierdie vrouens en kinders daar gehuisves. In die vroeë bestaan van die kamp moes sommige van die kampinwoners in die tronk gehuisves word, omdat akkommodasie beperk was, terwyl die kamp onder konstruksie was. Rolf Odendaal skryf met die opening van die kamp op 1 Junie was daar 743 mense. Aan die einde van die maand was daar meer as 1087 en na 2 maande het die getal tot 1514 gestyg.
Die hoogtepunt, skryf hy, is bereik in September daardie jaar van dieselfde toe die inwonergetal 1851 was, met 332 mans, 683 vroue en 835 kinders. Van die 1514 gevangenes het met die ontstaan van die kamp slegs 706 in die kamp gewoon, terwyl 1808 in die huise en self die tronk gehuisves was. Daar was toe altesaam 93 tente, naamlik 1 markies tent, 2 vierkantige tente, 30 seiloortrekte en 60 ronde tente. Dit is beter bekend as die beltente. Dr. Kendall Franks, 'n Britse dokter, het op 8 Augustus 1901 gevind dat 62 persone in 13 klein, donker, bedompige selle van die plaaslike tronk gehuisves was, en dat die selle vuil en onhygiënies was. Die superintendent van die konsentrasiekamp was Henry Cook, totdat 'n R. Duncan van hom oorgeneem het op 3 September 1901. So laat as Augustus 1901 is meer as die helfte van die 1514 kampinwoners steeds in die dorp gehuisves. Die dameskomitee het 'n getal van 1852 persone as kampbevolking genoem, waarvan 577 in die dorp gebly het. 'n besonderse hartelose stap van die kampowerhede was die aanstel van 6 Zulus om die kamp te bewaak, ten einde te verhoed dat enige een die kamp in die nag verlaat of binnekom. Hierdie kamp was ook een van die waar vrekvleis tot in die latere stadium as die ander kampe versprei is. Met ander woorde, dis diere wat nou dood gegaan het en nie doodgemaak is nie, is daardie vleis aan die kampinwoners gegee vir die vrouens en die kinders wat daar was. Augustus 1901 was 'n maand van verskrikking in die Nylstroomkamp, waar die gemiddelde sterftesyfer van die Wes-Transvaalse kampe tot 305 gestyg het, waarvan die sterftes onder die kinders 548 per 1000 per jaar was, het die Nylstroomse kamp se sterftesyfer onder die kinders tot 1564 per 1000 per jaar gestyg, wat daarop neerkom dat die hele kampbevolking van Nylstroomkamp, indien die sterfte so aangehou het, in 8 maande se tyd sou gesterf het. Ten spyte van die afname van die sterftes onder die Transvaalse kampbevolking algemeen gedurende die maand van November 1901, was die sterftes steeds 675 per 1000. Die kindersterftes het hoër as 1000 per 1000 per jaar gebly. Ook in hierdie kamp het die Britse administrasie 'n kampskool opgerig vir die verengelsing van die boerkinders. Die onderwyser Hennion het 'n salaris van £200 per jaar ontvang. Die hoogste aantal kampinwoners het in September 1901 in die kamp voorgekom, naamlik 1851, terwyl die hoogste aantal sterftes in enige maand in Augustus van dieselfde jaar in die kamp voorgekom het, naamlik 111. Die sluiting van die kamp teen die einde van Maart 1902 en die oorplasing van die inwoners na Irene en nie meer na Meerbank soos aanvanklik gemeen is nie, hou verband met die optrede van generaal Beyers, wat op 23 Januarie 1902 Pietersburg kamp binnegeval en 150 burgers met hom op kommando weggevoer het. Op Irene is die inwoners van die Nylstroomkamp geplaas en in kamp 2, waar die klimaat heelwat koeler was as in Nylstroom. Sommige van die kampinwoners is onder uiterste omstandighede van ontbering na die kamp geneem. Maria Magdalena Huystek gebore Smit was in die kraambed met haar 3 dae oue seentjie, Jan, toe die wa opdaag van die Britte. Die karweiers
wou haar net so alleen en onversorg daar met die baba agterlaat en die ander wegvoer. Die ouma het egter haar voet neergesit en geweier om haar dogter te verlaat. Die jong moeder is toe met haar baba op 'n houttafel uit die huis gedra en op die wa gelaai. So, meeste van die graffies in die Nylstroom konsentrasiekamp is kinders se graffies. Kinders het verskriklike ontberings gehad, soos ook in die Allewal Noord konsentrasiekamp, dat daar tot gif vir die kinders gegee is, naamlik blou vitriool. Daar's 'n baie bekende foto van 'n jong seun wat sy hele wangbeen weggevreet was en jy die tande op sy kake kon gesien het, as gevolg van hierdie behandeling. Die grootste vrees wat die vrouens gehad het in daardie tydperk, was indien hulle kind siek sou geword het en na die hospitaaltent toe geneem was, daardie kind nie weer lewendig daar uitgekom het nie. As 'n mens vandag daar verby ry by die Nylstroomse konsentrasiekamp, dan raak ek baie weemoedig om te sien hoe agteruit hierdie plek gegaan. Is daar tog nie inwoners van Nylstroom wat dit kan oor hulle harte kry om daardie vrouens se kinders weer eervol te laat voel deur daai plekkie mooi skoon te maak nie. Indien ek 'n borg kry, ek is in Rodepoort, sal ek met graagte kom help. Ons kamp, wanneer dit moontlik is, by die Weesgerus vakansieoord. En elke keer as ek daar verby ry, met die reeks wat ek oor 'n 7 jaar tydperk vervul het, naamlik 55 boervrou en kinder konsentrasiekampe, dan dink ek net, as hulle nie gesterf het nie, waar sou ons bevolking vandag nie net gewees het nie? Die grootste kamp in Suid-Afrika is die Meerbankkamp onder in Natal, op pad na die Suidkus. Hierdie kamp het meer as 8500 vrouens en kinders gehad. Toe ek die dokumentêr gedoen het oor Standerton en Volksrus, saam met 'n baie goeie vriend van my, Gert van der Westhuizen, wat 'n geskiedenisonderwyser was, maar wat ook nou intussen tyd oorlede is, het hy aan my vertel, wanneer die trein op pad was na Natal toe, en hy by Volksrus aangekom het, dan het die Britte daardie vrouens en kinders op daai oop steenkool trokke verhinder om af te klim. Nou kan jy vir jouself indink, wanneer die toilet moet gebruik word, wanneer 'n vrou in bevalling ingaan, die verskriklike lyding wat hulle daar moes ervaar het. In so 'n mate, die rede waarom die trein daar vasgehou was, is om te kyk hoeveel vrouens en kinders sterf, voordat die trein verder gestuur was. Die naam Volksrus kom eintlik van hier is my volk. Daar is ook 'n konsentrasiekamp. En daai konsentrasiekamp is in 'n verskriklike toestand. Die sterftes in die Nylstroom konsentrasiekamp Kerkhof was kinders 15 jaar en jonger, 429, en persone ouer as 15, 96. Die totale sterftes in die Nylstroomse konsentrasiekamp was 525. Die reeks wat ek oor 'n tydperk van 7 jaar verfilm het, het ek elke konsentrasiekamp wat ek nog kon opgespoor het, gaan afneem. In elke dokumentêr wat op DVD of direk na u e-posadres gestuur kan word, is hoe het daardie betrokke kamp gelyk. Kom ons vat nou maar Nylstroom. Ou swart en wit foto's van hoe die kamp gelyk het. Hoe die kamp vandag lyk. Hoe om by daardie spesifieke kamp te ry, want baie van die naamborde is gesteel of bestaan nie meer nie, so jy weet nie meer om by die plek uit te kom nie. Dan, in hierdie kampe het vrouens briewe geskryf en vertel die omstandighede wat hulle in daardie betrokke kamp beleef het, waar hulle vandaan gekom het, hoe lank hulle in hierdie spesifieke kamp was, die siekte waaraan hulle oorlede was. En as jy vandag net daar stil staan om te dink die verskriklike smart van moeders, oumas, kinders wat in hierdie kampe plaasgevind het. Die laerskool
in Nylstroom, daar op daardie selfde perseel waar die skool gebou is, dit was die aanvanklike konsentrasiekamp terrein gewees. Dit was Rudy Rousseau oor die Nylstroom konsentrasiekamp Kerkhof, 'n stuk geskiedenis wat mens nie sommer ligtelik kan aanhoor nie. Ek wou meer weet oor die briewe waarvan hy praat, en hy het 'n besonder aangrypende brief gedeel van 'n vrou wat destyds self in die kamp was. Woorde wat oor jare heen behoue gebly het en wat vandag nog diep aan 'n mens se hart raak. Net na die breek gesels Rudy verder, waar ons nog dieper delf in hierdie verhale uit Nylstroom, die mense die swaar kry en die stemme wat nie vergeet mag word nie. Moet dus nie weggaan nie, bly ingeskakel. Welkom terug, jy luister na almal se mikrofoon op Waterberg Stereo 104.9 FM. Historikus Rudy Rousseau gesels nou verder met ons en in hierdie volgende deel hy 'n aangrypende brief van 'n vrou wat destyds in die Nylstroom kamp was. Kom ons luister saam. Wanneer die Britte by 'n sekere gebied aangekom het, het hulle die vrouens en die kinders bymekaar gemaak en dan na 'n tydelike kamp toe geneem as daar nie 'n groot gevestigde kamp was nie. Maar dit is ook onmoontlik en dit is jammer dat baie van die briewe wat geskryf was, verlore gegaan het. Baie van die vrouens moes gegryp het wat hulle kon by die plaas, net om te oorleef. Daar was nie nog tyd vir skryfgoed gewees nie. En as jy 5 kinders het, wat vat jy? Vat jy kos, vat jy klere, vat jy medisyne? En die laaste ding wat jy aan dink is geboortesertifikate of 'n pen en papier, want hulle het jou verskree, die kinders het gehuil en dit was eintlik 'n verskriklike tyd gewees. So baie van die briewe het verlore gegaan. Maar ek gaan vir jou hierdie lees wat ek nog hierso het oor die Nylstroom kamp. Die kampinwoners het meestal die weeromstandighede moes trotseer tydens hulle wegvoering na die kamp. Mevrou Helena Elisabeth de Beer was aanvanklik in die Van der Hovensdrift deurgangskamp en is daarna na die Nylstroom kamp geneem. Nou die Van der Hovensdrift kamp is waar die ou H.F. Verwoerd Hospitaal in Pretoria, wat nou beter bekend is as die Akademiese Hospitaal gewees. Daar was 'n drif gewees en die drif was genoem die Van der Hovensdrift. Daar is omtrent volgens wat ek kon in die hande kry 14 vrouens oorlede en hulle is in die Helde Akker in Pretoria se kerkhof begrawe. Ons het die aand omtrent 8 uur by die stasie gekom. Die aand was daar 'n verskriklike storm en dit het byna die hele nag deurgereën. Onthou, hierdie vrouens en kinders was op oop steenkooltrokke vervoer gewees. Die volgende oggend moes ons toe in die reën in die oop ysterwaans gaan om vervoer te word na die Nylstroom kamp. Ons het 3 dae so in die reën gesit. Die eerste nag het ons by die warmbad geslaap. Daar was die kommandant nog tot so goed om vir ons 'n tent te gee om in te slaap. Die tent was egter so vol mense dat daar geen plek was om te lê nie, slegs om regop te sit. En wanneer die kinders lê, maak die wateropdruppels teen hulle hoofde, sodat daar geen kans was om te slaap nie. Die weer was so verskriklik swaar, die een donderslag was harder as die ander. Die volgende dag was dit maar weer dieselfde, in die reën en die oop trokke. So kom ons die 4de dag eers in Nylstroom. Vir die gesin van mevrou de Beer begin die beproewing met die voorsiening van voedsel. Ons het die hele reis niks gehad om te eet nie, want ons brood was heeltemal nat gereën. Ons was al 8 dae te Nylstroom kamp voordat ek al my beddegoed en klere kon droog kry. Die name van die nuwe aankomelinge is opgeskryf en daar moes so ver moontlik aan die kamplewe gewoond geraak word. Nou begin ook die ontberings
tydens die wegvoering sy tol eis. Ons was skaars 'n week in die kamp of ons het almal die koors. Ek en my 4 kinders. Die oudste dogter was later so elendig siek, dat die dokter haar na die hospitaal geneem het, waar sy vir 2 maande op 'n bietjie kondensmelk geleef het. Die tent was so elendig waar ek met die 3 kinders gelê het, dat as ons soggens die bed omkeer, die van onder die natter is as van bo vanweë die reën. Ons was ruim 3 maande in die kamp, toe die kommandant een môre by my tent inkom en sê, dat die katel waarop ek slaap uit die tent moes gaan, want dit verniel die ou vrot tent. Ek sê toe, ja, ek sal die katel uitneem, maar dan gee julle my 'n groter tent om die katel in te sit. Hy vloek my, 'n woord wat ek te skaam is om neer te skryf en te sê, ek sal jou môre na die kantoor laat kom. Die volgende oggend was die rooiband polisieman daar met sy dagvaarding dat ek 10:00 by die kantoor moet wees. Baie keer in hierdie kampe was dit ons eie mense wat guns gaan soek het by die Britte en daarom het hulle rooi bande gedra amper asof hulle 'n tipe van 'n polisieman is. Ek sê toe aan die rooiband dat hy self kan sien dat dit nie vir my moontlik is om te gaan nie, aangesien ek siek is. Want ek as 'n fatsoenlike vrou kon dit nie verduur om so deur iemand soos die kommandant gevloek te word nie. Dit baat my egter niks, dit was nie lank nie, of daar kom 2 van die rooibande om my met geweld na die kantoor te bring. Indien ek vrywillig wou gaan, dus was ek verplig, as ek nie gesleep sou word nie, maar met my siek liggaam op te staan en na die kantoor te gaan. Toe ek daar kom, het die kommandant 'n lang ruk stuk voorgelees en gevra of ek skuldig is. Ek sê nee. Nee, jy kan maar na die tent gaan, kyk. Die plek waar die kantel gestaan het, is nie beskadig nie. Hy sê toe aan my, stop with your nonsense. Jy moet 1 pond betaal of 48 uur in die tronk. Ek sou nie omgegee het om na die tronk te gaan nie, maar aangesien ek siek was, kon ek nie, en dan moet ook die mense sterf, 7 tot 9 op 'n dag, en dan word die lyke in die tronk gesit. Ek gee nie om vir die lyke te kyk nie, maar dit sou seker my dood gekos het. So het ek hom maar die pond gegee, want hy was juis besig om 'n afskeidsparty te reël, en hy het die pond maar seker daarvoor nodig gehad. Ons was 5 maande in die Nylstroomkamp, toe moes ons alweer na Irene. Talle vrouens en kinders is te voet na die kamp aangedryf. Sommige van die koorsleiers is sonder enige medisyne agtergelaat en die ander geliefdes na die kamp weggevoer. Dit is dus te begryp dat talle, indien nie die meeste vroue en kinders nie, reeds verhonger en gebuk onder groot ontberings in die kamp ervaar het. Dit verklaar ook waarom daar uiteindelik 'n getal van 544 sterftes in die kamp was. Die kosrantsoene het ook in hierdie kamp besonderse ontevredenheid veroorsaak. Die maarvleis het tot gevolg gehad dat 'n ene tante Smit die vroue aangesê het om die vleis van die volgende dag net so te neem en aan die kantoor se mure te plak. Die volgende oggend is dit gedoen. Die mure was rooibond soos hulle die nat maarvleis daarteen vasgegooi het. Dit het die gewenste uitwerking gehad, want daarna het hulle beter vleis ontvang. Die gebrek aan huisvesting in die kamp was so erg, dat van die gesinne wat in die kamp gekom het, onder 'n boksuil gehuisves moes word. Een van diegene was 'n mevrou L.J.J. van der Walt, wat beskryf het hoe 5 gesinne, waaronder ook hulle gesin, aanvanklik in markiestente gehuisves is. Na 8 dae het hulle meneer De Beer en sy 2 dogters in 'n klein kamer geplaas en ou meneer Pretorius en die skryfter onder 'n boksuil.
Die kampowerheid het 6 pale ingeplant en die bokse daaroor gegooi. Vir 3 weke moes hulle daar bly. Wanneer die wind sterk opgesteek het, moes hulle vir al wat hulle werd is aan die seile klou. Daarna is hulle na die groot kamp oorgeplaas in ronde tentjies gehuisves. Haar kinders het as gevolg van al die ontberinge kampkoors opgedoen. Die wisseling in temperatuur en die reënweer het groot beproewings tot gevolg gehad. Die ou tentjies is vreeslik warm in die dag en so koud in die nag. En as dit reën buite, dan reën dit binne net so hard soos buite. Eenmaal het dit vir my 8 dae lank gereën en ons moes maar in die nat tente woon en op die nat kooie slaap, totdat die son weer so genadig was om ons te kom droog brand. Benewens die swak huisvesting was ook die slegte oorlogsnuus van tyd tot tyd ontstellend. Die 15de November hoor ek toe eers dat my man dood is. Dit was vir my 'n ongelooflike tyning. Omdat ek die briewe van my predikant, moeder en suster kry en hulle almal dit bevestig, moes ek dit maar glo, hoe swaar dit ook was. Hy is op die 31ste Augustus 1901 aan boord die SS Montrose aan die Boheemse koors oorlede en is toe in die see gegooi. Ek doen toe aansoek om na my moeder in Johannesburg te gaan. Eers wou die kommandant van die kamp dit nie toestaan nie, maar ek het hom so lank gepla tot hulle uiteindelik die 9de Februarie 1902 my met my Eers wou die kampkommandant dit nie toestaan nie, maar ek het hom so lank gepla tot hulle uiteindelik die 9de Februarie 1902 my met 4 ander vrouens na die Johannesburg kamp gestuur het. Die algemene probleem waarmee die vroue in die kampe gehad het, was die swak voorsiening van voedsel en die lang ure se wag voor die kommersiaat. Die voedsel wat dan aan ons bekom is, was so karig en onvoedsaam, dat gesonde mense nie daarop kon lewe nie. J.A. van Rooi gee die volgende ontstellende feite aangaande die sterftes, wat gevolglik vanweë die verhongering en swak behandeling in die kamp voorgekom het. 'n sekere vrou kom terug van die wasplek en ontmoet 'n ander onderweg. Tante, sê sy, gee my tog iets om te eet, of ek sterf. Niggie, gaan maar daar in my tent en eet wat jy kan kry, was die antwoord. Die volgende môre roep die tante, kom kyk tog, dit is net my ma. Tante gaan binne en vind die niggie dood op haar bed en haar babasientjie suigend aan haar bors. Hoe kan ons hierdie goed vergeet? Wil ons vergeet? Nee, ons wil nie. Ek los dit met die woorde, jy wat hier verbygaan, raak dit jou nie aan nie. Maar baie dankie vir die geleentheid wat ek, Rudy Rousseau, so klein stukkie geskiedenis van die 146 Britse konsentrasiekampe met u kon deel het. U is baie welkom om my te kontak indien u enige vrae wil hê. Dit sal wonderlik wees as dit enigstens moontlik is om hierdie jaar die naaste datum aan 16 Junie, wat eintlik konsentrasiekampdag is. Die rede waar dit vandaan kom, die 2 grootste Britse generale, naamlik Roberts en Kitchener, het 'n proklamasie afgevaardig dat op daai datum, die 16de Junie, al die boere se plase afgebrand moet word. Dit is gepaard of beter bekend as die verskroeide aarde beleid. Meer as 30.000 boere se plase was afgebrand in die Tweede Vryheidsoorlog. Dankie Rudy, namens al ons luisteraars wat vandag ingeskakel is en namens Waterberg Stereo wil ons jou opreg bedank vir jou getrouheid en jou toewyding om ons erfenis lewendig te hou. Deur jou navorsing, jou passie en die manier waarop jy hierdie verhale met ons deel, help jy om stem te gee aan mense wie se stories andersins dalk stil sou bly.
Jy herinner ons dat geskiedenis nie net in boeke leef nie, maar in die harte van gemeenskappe. Mag jou werk voortgaan om lig te werp op die verlede en ons almal aan te moedig om met respek te onthou, te eer en te leer. Baie dankie dat jy vandag jou insigte en jou hart met ons gedeel het. Luisteraars wat kan bydra om daai dag moontlik te maak, is welkom om vir Rudy te kontak op 082 536 1917 082 536 1917. En dit sal fantasties wees om hierdie jaar so gedenkdag hier by Nelstroom se Kampkerkhof te kan hê. Two young people without a thing say some vows and spread their wings and settle down just what they need, living on love. She don't care about what's in style, she just likes the way he smiles. It takes more than marble and tile, living on love. Living on love, buying on time. Without somebody, nothing ain't worth a dime. Just like an old-fashioned storybook rhyme, living on love. It sounds simple, that's what you're thinking, but love can walk through fire without blinking. It doesn't take much when you get enough, living on love. Two old people without a thing, children gone, but still they sing, side by side in that front porch swing, living on love. He can't sue anymore, she can barely sweep the floor. Hand in hand they'll walk through that door, just living on love. Living on love, buying on time. Without somebody, nothing ain't worth a dime. Just like an old-fashioned storybook rhyme, living on love. It sounds simple, that's what you're thinking, but love can walk through fire without blinking. It doesn't take much when you get enough, living on love. You're living on love, buying on time. Without somebody, nothing ain't worth a dime. Just like an old-fashioned storybook rhyme, living on love. It sounds simple, that's what you're thinking, but love can walk through fire without blinking. It doesn't take much when you get enough, living on love. No, it doesn't take much when you get enough, living on love. Eskom is upgrading all electricity meters with modern smart meters, giving you clarity, control and confidence. With your new meter, you'll be able to see your usage in real time, giving you the power to manage your electricity meter with ease. Smart meters are accurate and help Eskom respond faster to issues. Please allow their authorized installers access to install your new meter. For more information, visit the Eskom website. Eskom, redefining for a better future. Die manier wat jou reg deur my brand,
met my hand om jou lyf. En dis ons eerste dans van baie. Ek kan nie glo jy saam my sy. Vergeet van al se name om ons. Volg my ritme met jou lyf. Ek zweer ek sal jy nooit laat val nie. Ek sal nie laat gaan nie. Vir ewig ek en jy. Ek beloof om jou liefde hê. Door die dag wat ek my kop neerlê. Lang gewag om dit vir jou te sê. Ek beloof om jou liefde hê. Elke dag sal ek dit vir jou sê. Ek beloof om jou liefde hê. Maak jou oor toe ek voel fluister. Jy sal voel wat ek wil sê. Die gras raak al hoe stiller, minder. Jou hartklop is al wat ek hoor. Ek beloof om jou liefde hê. Door die dag wat ek my kop neerlê. Lang gewag om dit vir jou te sê. En daarmee kom ons aan die einde van vandag se program. Baie dankie aan elkeen van julle wat vandag saam geluister het en 'n spesiale woord van waardering aan Rudy Rousseau vir sy waardevolle insette en sy toewyding om ons erfenis lewendig te hou. Onthou, wanneer ons luister, begin ons verstaan en wanneer ons verstaan, kan daar genesing kom. Ek is Lindel Smit en jy het geluister na Almal se Mikrofoon hier op Waterberg Stereo 104.9 FM, waar elke stem 'n storie dra. Bly veilig, bly hoopvol, tot volgende keer. Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you. Some broken hearts never mend, some memories never end, some tears will never dry. My love for you will never die.
rendezvous in the night, a willing woman to hold me tight. But in the middle of love's embrace, I see your face. Some broken hearts never mend, some memories never end, some tears will never dry. My love for you will never die. Some broken hearts never mend, some men